Goeiemôre, jy is baie welkom by ons erediens. Dit is vandag 23 Augustus 2020. Dit is vandag ook 'n baie besonderse dag. Ons vier saam met kerke reg oor hierdie land en saam met die Bybelgenootskap die feit dat hulle hierdie jaar 200 jaar bestaan. Ons gaan dan vandag ook in die prediking en ook in ons gebede ook en in ons liedere aandag gee ook aan die Bybel, die wonderlike woord van God. Kom ons word nou stil voor die Here en dan bely ons hierdie woorde van Psalm 43. Stuur u lig en u waarheid, dat die ons lei en ons bring na u heilige berg, na u woning. Amen. Kom ons ontvang nou die seën van die Here. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. In Psalm 33 sing ons van die Here se woord wat lewenskragtig is en wat lewe in dooie situasies kan gebied. Kom ons loof die Here ook nou saam vir sy woord, deur saam te sing uit verse 1, 5 en 6. Kom ons bely nou ons geloof deur saam te sing uit Skrifverbryding 12:3 verse 1 en 2.
Ons gaan nou ons lewe meet aan God se wet, soos hy dit vir ons gee in Eksodus 20. Toe het God al die gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. As ons eerlik na ons eie lewe kyk in die lig van God se wet en die res van God se woord, dan moet ons saam met die apostel Johannes bely in 1 Johannes 1 vers 8. As ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar dan hoor ons net in die volgende vers, maar as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Kom ons bely daarom nou ons sondes met die woorde van Lied 233 vers 1. In ons gemeente is ons kinders ook vir ons ontsettend belangrik. In ons kinderkerk op die oomblik is hulle besig om die Onse Vader te behandel.
En een van die dogtertjies wat gereeld deelneem aan die kinderkerk, hy gaan vanoggend vir ons voorgaan in ons gesamentlike gebed, deur vir ons die Onse Vader te bid. Sy is 5 jaar oud. Onze Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied in die hemel, net soos op die aarde. Gee ons daaglikse brood en vergewe ons skuld, net soos ons skuldenaar vergewe, en lei ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Dan U word koninkryk, U krag en heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Voor ons nou saam luister na die woord van die Here, kom ons vra vir ons Here Jesus om deur sy Gees ook vir ons nou die woord oop te breek. Ons gaan dit doen deur saam te sing uit lied 253 vers 1. Ons skriflesing kom vanoggend uit 3 kort gedeeltes. Die eerste gedeelte wat ons gaan saamlees is uit 1 Petrus 2 vers 1 tot 3. Hou dan op met elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huichelarij, jaloesie en kwaadpratery. Soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. Die volgende gedeelte wat ons lees uit 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 3. Broers, ek kon met julle nie praat soos met mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie, en julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie? Die derde gedeelte wat ons lees is uit Hebreërs 5 vanaf vers 11. In verband hiermee het ons baie te sê wat moeilik is om aan julle te verduidelik, aangesien julle so traag is om te leer. Hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Iemand wat nog van melk lewe, kan nie saampraat oor wat reg of verkeerd is nie, want hy is nog 'n kind. Vaste kos is vir groot mense, vir mense wat oor insig beskik en wat deur ervaring geoefen is om tussen goed en kwaad te onderskei. Laat ons nie stil staan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ons lees tot sover. Ons fokus vanoggend op hierdie woorde in 1 Petrus 2 vers 2 tot 3. Ek gaan dit vir ons lees uit die 1953 vertaling.
en verlang sterk soos pasgebore kindertjies na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan opgroei, as julle ten minste gesmaak het, dat die Here goedertieren is. Vandag gaan God met ons praat oor die noodsaaklikheid van geloofsgroei. En natuurlik is geloofsgroei God se werk. Ons lees in 1 Korintiërs 3 vers 6 tot 7, dat Paulus daar skryf, ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar dit is God wat laat groei het. Dit gaan dus nie om die een wat plant of die een wat nat gooi nie, maar om God wat laat groei. Maar hier in 1 Petrus en op baie ander plekke in die Bybel, sien ons dat ons ook 'n mede-verantwoordelikheid het om op te groei in ons geloof en so volwasse in die geloof te word. Ons tema vanoggend is geloofsgroei tot geloofsvolwassenheid. Petrus skryf hier die eerste brief van hom aan mense wat as vreemdelinge en bywoners verspreid gewoon het in Klein-Asië. Dit is Turkye vandag. En in 1 Petrus 1 lees ons van 'n wonderwerk wat in hierdie mense se lewens gebeur het. Petrus skryf in vers 3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy groote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het, tot 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode. En in vers 23 lees ons, julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, die lewende en ewige woord van God. Hierdie mense aan wie Petrus skryf, was dus weergebore kinders van God. God het aan hulle die wedergeboorte uit genade geskenk, toe die heerlike evangelie, die lewende en ewige woord van God aan hulle verkondig is, en toe die Heilige Gees hulle daarvan oortuig het, en so het hulle vir die eerste keer daartoe gekom om Jesus met hulle hele hart as verlosser en koning te omhels. 'n Wonderwerk wat jou hele lewe radikaal verander. Maar nou moet ons besef en onthou dat wanneer iemand pas weergebore is en werklik vir die heel eerste keer begin glo het, dan is daardie persoon in die geloof nog soos 'n pasgebore babatjie. En wanneer 'n babatjie net gebore is, dan het hulle baie tere sorg nodig. Ons weet, die Here laat daardie babatjie groei, maar hy gebruik die ouers se versorging en voeding en kleding en liefde om daardie babatjie te laat groei. Baie keer moet so 'n pasgebore babatjie nog leer drink by die ma, en hulle kan net sekere melk drink, en hulle is totaal afhanklik van hulle ouers vir hulle voeding en versorging ensovoorts. En so is dit ook presies dieselfde wanneer iemand deur evangelisasie werk of deur 'n preek of in die ouerhuis weergebore word. Dit is steeds God wat so 'n persoon geestelik laat groei, maar ons moet die regte atmosfeer vir groei skep en die regte middele vir daardie persoon of kind gee vir groei. Dis daarom maar baie wreed as 'n ma 'n pasgebore babatjie weggooi of iewers in die straat los of wat ook al. Net so wreed is dit as iemand deur evangelisasie werk of op 'n ander manier weergebore word en hulle word daarna totaal en al aan hulle self oorgelaat.
Die duiwel is ook vreeslik wreed en 'n lafaard. En dikwels storm hy en sy bose magte met alle mag en mening op so 'n pasgebore geestelike babietjie af. En juist daarom moet ons so 'n persoon baie mooi oppas en versorg en koester en binne 'n atmosfeer plaas wat reg is vir groei. Wanneer so 'n persoon byvoorbeeld voorheen glad nie in 'n Christelike huis of in 'n gemeente groot geword het nie, moet ons vir so 'n persoon 'n Bybel gee as hulle nie 'n Bybel het nie. En hulle leer Bybel lees en bid. Want hulle moet baie keer soos pasgebore babietjies nog leer drink. Jy kan meestal aan die begin ook vir so 'n persoon nie moeilike gedeeltes in die Bybel en ingewikkelde dogma gee om te lees nie. Natuurlik ook so nie vir jou kinders in die huis wat nog klein is en wat nog in die geloof moet opgroei nie. Paulus sê hier in 1 Korintiërs 3 en Hebreërs 5, mens kan vir hulle nog net melk gee, nie vaste kos nie. Want hulle is nog nie gereed om die vaste kos van die woord te verteer nie. Vir iemand wat pas tot geloof gekom het deur evangelisasiewerk en vir kindertjies begin mens met die heel basiese boodskap van die evangelie, soos God se genade en die feit dat jy nie iets by hom kan verdien nie. En die feit dat ons almal sondaars is en dat ons almal 'n verlosser dringend nodig het. En Jesus wat vir ons die verlossing gebring het deur sy kruis en opstanding en geloof waardeur ons hierdie wonderlike boodskap van Jesus omhels in ons eie maak en geloofsekerheid ensovoorts. En verder kan mens ook nie enige melk vir 'n geestelike babatjie gee nie. En ja, Petrus sê hier in 1 Petrus 2 vers 2, vir groei benodig ons die onvervalste melk van die woord. Net soos wat jy vandag borsmelk en bottelmelk kry en ook verskillende tipes bottelmelk kry, waar party produkte beter is en ander produkte dalk allerlei byvoegings het of waar daar noodsaaklike voedingsstowwe uitgelaat is. So kry jy ook woordverkondiging wat suiwer en onvervals is. En dan kry jy ook woordverkondiging waar allerlei dinge bygevoeg is of weggelaat is. Ons noem dit dwaalleer. En dit kan baie skadelik en nadelig wees vir ons geloofsgroei en onsself terugsit in die geloof. Ons het ook gesien, jy kan nie 'n babatjie in die geloof op sy of op haar eie los nie. Dit sou dieselfde wees as om 'n babatjie op straat te los. Nee, wanneer 'n persoon byvoorbeeld werklik vir die heel eerste keer weergebore word, dan moet ons vroegouers vir so 'n persoon aanwys. En hulle moet aanvanklik verantwoordelikheid neem vir hierdie persoon se geestelike voeding en versorging en dat die persoon welkom en geborge voel. Hulle doen dit deur byvoorbeeld in die begin saam met hierdie persoon die Bybel te bestudeer en te lees en saam met hierdie persoon te bid en hierdie persoon ook aan die gemeenskap van gelowiges bloot te stel en die persoon aan ander gelowiges voor te stel. Wanneer dit natuurlik jou eie kind in die huis is, dan is dit jou verantwoordelikheid as ouer. En so groei 'n geestelike baba uiteindelik tot 'n kleuter in die geloof. Dan kan hy of sy al so 'n bietjie vaste kos van die woord begin hanteer. Dinge wat so 'n bietjie meer ingewikkeld is.
Hulle kan ook al so 'n bietjie op hulle eie begin eet en jy hoef hulle nie meer die hele tyd te voer nie. Maar natuurlik moet persone wat meer volwasse is in die geloof nog na hulle omsien en ook kyk dat hulle eet en ook reg eet en alles eet. En baie keer dan tree kleuters in die geloof ook nog op soos leuters en is bietjie selfgesentreerd en soms ook lekker stout. Maar soos hulle groei in die geloof, word hulle gelukkig later tieners in die geloof. Dit is waar hulle self kan begin om geestelike vaste kos vir hulle self voor te berei. Dis ook in hulle geestelike tienerjare waar hulle self gereeld geestelike voedsel kan eet, sonder dat iemand die hele tyd hoef toesig te hou. Hulle kan ook steeds moeiliker en ingewikkelder konsepte hanteer. Maar soms, dan is hulle ook maar rebels en agterloosig en eiewys en onverantwoordelik en ook stout. En hulle dra ook nog nie altyd regtig finansiëel by tot God se huisgesin nie. En maak ook nie noodwendige verskil met dienswerk nie. Is baie keer ook nog selfgesentreerd. Dit is tieners in die geloof. En nou is die hartseer feit dat party mense baie jare nadat hulle tot geloof gekom het, steeds tieners of kleuters of selfs babas in die geloof kan wees. Paulus praat daarvan in 1 Korintiërs 3 vers 2 tot 3, as hy sê, broers, ek kon met julle nie praat, soos met mense wat hulle deur die Gees van God laat lei nie. Ek moes praat soos met wêreldse mense, soos met kindertjies in die geloof in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste kos nie, want julle kon dit nog nie verteer nie. En julle kan dit ook nou nog nie verteer nie, want julle is nog wêreldse mense. Daar kom jaloesie en twis onder julle voor. Is dit nie omdat julle nog wêrelds is en julle wêrelds gedra nie? Die Hebreërs skrywer praat ook daarvan in Hebreërs 5 vers 12 as hy sê, hoewel julle teen hierdie tyd self reeds onderrig behoort te gee, het julle weer nodig dat iemand julle in die grondwaarhede van die woord van God moet onderrig. 'n Mens moet julle met melk voed en nie met vaste kos nie. Met ander woorde, hierdie mense waarvan die Hebreërs skrywer hier praat, was al vir baie jare gelowiges. Hulle moes al teen hierdie tyd bekwame ouderlinge of kategete of ander leiers of mentors in die gemeente gewees het. Maar nou vergelyk hulle optrede en hulle kennis in die gemeente nog met die van geestelike kleuters of babas wat nog met melk gevoer moet word. Ons sien dus hier in die Bybel dat dit inderdaad kan gebeur. En ook in ons eie lewe kan dit gebeur. Ons is dalk baie jare in die kerk en het dalk in 'n Christelike huis groot geword. En ons is dalk selfs 'n ouderling of 'n diaken. En tog kan ons steeds baie ver wees van volwasse in die geloof. So, hoe kan ons verhoed dat ons so vir jare stil staan in die geloof en nie groei nie? Of nog erger, dat ons agteruit gaan in die geloof? Ons het aan die begin gesien, dit is God wat ons geloof laat groei. En God gee ook al die genademiddele wat ons nodig het om in die geloof te kan groei. So as ons nie in die geloof groei nie, is dit ons eie skuld. Hoekom sê ons so? Want ons sien hier in 1 Petrus 2 en op baie ander plekke in die Bybel,
dat ons self ook 'n mede-verantwoordelikheid het om in ons geloof te groei. Ons lees in 1 Petrus 2, vers 2 tot 3, soos pasgebore kindertjies smag na melk, moet julle smag na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan opgroei en die saligheid verkry. Julle het immers ondervind dat die Here goed is. In die oorspronklike teks staan hier meer letterlik, ons moet sterk verlang na die onvervalste melk van die woord, dat ons daardeur kan opgroei, want ons het immers gesmaak of geproe dat die Here goed is. Die meeste van ons het seker al 'n babatjie gesien wat regtig honger is en al die melk gesmaak het of geproe het, en dan hou jy daardie melk weg. Daardie babatjie soek stigtiglik na nog meer melk en hy soek dit dadelik. Dit is al waarop sy aandag gefokus is. En hy sal skree as hy dit nie kry nie, tot hy dit kry. En as jy vir hom daardie melk gee, dan hoor jy hoe suig hy en sluk hy en kreun hy van die lekkerte. Hier in 1 Petrus 2 sien ons, as ons regtig wil opgroei in die geloof en regtig volwasse wil word in ons geloof, dan moet ons so desperaat wees vir die woord, soos daardie babietjie. En natuurlik die suiwer, onvervalste woord van God, nie met allerlei dinge bygevoeg of noodsaaklike voeding wat weggelaat is nie. Het jy ook opgelet hoe noodsaaklik die woord is as ons wil groei van babetjies in die geloof tot volwassenes in die geloof? En daarom is die Bybel seker die belangrikste genademiddel wat God vir jou gee, waardeur jy in jou geloof kan groei. Juist daarom kan ons ook vandag saam feesvier en ook dankie sê vir die Here, vir die Bybelgenootskap wat hierdie jaar 200 jaar oud is. Deur hulle werk oor baie jare en met die hulp van 'n klomp medewerkers, het die meeste van ons vandag 'n goeie vertaling van die Bybel in ons eie huis en in ons eie taal. Is 'n reuse voorreg wat miljoene mense in hierdie wêreld tot vandag toe nie het nie. Maar nou indien daardie wonderlike vertaling van die Bybel daar in jou huis lê en nie ingeneem word nie, dan sal daar nooit geloofsgroei wees nie. Net so min soos wat 'n babietjie nooit sal groei as hy nie sy melk inneem nie, al is hy melk wonderlik. So, kom ons gaan kyk daarom nou na 'n paar praktiese maniere hoe jy jou eie Bybelinname kan vermeerder en so kan groei in jou geloof. Bid vir leiding en vervulling van die Gees voor jy by die Bybel begin inneem. Want dis die Gees wat vir ons die woord oopbreek en ons help om dit in ons lewens toe te pas, soos ons vanoggend ook gesing het. Luister gereeld na die Bybel, deur byvoorbeeld die MP3 Bybel vir jouself te kry of die Bybel toepassing op jou foon te kry. En so kan jy na die Bybel gereeld luister as jy byvoorbeeld op die langpad is, of as jy alleen is, of bang voel. Begin ook om julle Bybelboeke deur te lees, net so 'n paar hoofstukke op 'n dag, of maak gebruik van 'n Bybelleesplan. Dit gaan vir jou baie beter insig gee oor die kontekste waarbinne dinge geskryf is,
en die verbande en ook die wonderlike lyne wat deur die skrif loop. Jy kan ook begin om 'n studie te maak van dit wat jy in die Bybel lees. Dit is wanneer jy die Bybel begin lees met 'n notaboek en 'n pen en begin kruisverwysings naslaan of verskillende temas begin ondersoek of kommentare begin bytrek. Probeer ook om verse in die Bybel wat vir jou uitstaan te begin memoriseer, sodat die Heilige Gees jou ook daaraan kan herinner wanneer jy dit nodig het. Een van die beste maniere om jou Bybelinname te verbeter is deur dit wat jy gelees het en bestudeer het en ook gememoriseer het, daarna te oordink en ook te oordink deur die res van die dag. Die ou mense het gesê, jy bepeins die woord van God. Die Engelse sê, you meditate on the word. En so trek die woord van die Here in jou in. Bybelinname vermeerder ook as dit stil is rondom jou en jy alleen is en daar nie allerlei afleidings is nie. Kry so 'n tyd in die dag vir jou en ook so 'n plek vir jou. Jy kan ook begin dagboek hou van jou reis saam met God in die woord en ook in gebed, in 'n joernaal. En so kan jy as jy 'n paar jaar later daarin teruglees sien hoe God met jou as sy kind besig is. En dit kan ook 'n wonderlike geestelike nalatenskap word vir jou kinders of ander familie. Hierdie is maar net 'n paar voorstelle hoe jy steeds meer jouself in die onvervalste woord van God kan verlustig. En as jy jouself so gedissiplineerd verlustig in die onvervalste woord en die Gees werk ook kragtig in jou, dan beloof God geloofsgroei wat uiteindelik op geloofsvolwassenheid sal uitloop. Romeine 8 vers 29 sê dan, ons is bestem om al hoe meer aan die beeld van Jesus gelyk te word. En natuurlik word ons eers ten volle aan Jesus se beeld gelyk as hy weer kom, maar intussen is daar al die pad groei. Jakobus 1 vers 4 sê ons kom tot volle geestelike rypheid, sonder enige tekortkoming. En Filippense 3 vers 15 en Kolossense 4 vers 12 sê ons word geestelik volwasse. So, hoe lyk iemand wat geestelik volwasse is? Die Bybel sê baie daaroor. In 1 Petrus 2 en 1 Korintiërs 3 wat ons vanoggend gelees het, sien ons volwasse gelowiges word deur die Gees gelei en beheer en dan word gebreek met sondes. Filippense 3 vers 10 tot 15 lees ons dat geestelike volwasse mense in 'n baie noue, intieme, persoonlike verhouding met God leef. En hulle span hulle ook in om hierdie verhouding te versterk. 1 Korintiërs 16 vers 13 sê geestelike volwassenes word al sterker in die Here en hulle geloof word al hoe meer standvastig. Met ander woorde, hulle geloof wankel nie so gou nie, maar dit staan stewig vas. Efesiërs 4 vers 14 tot 15 sê, dan sal ons nie meer soos kinders wees nie. Ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleer, as valsleraars ons met hulle slinksheid en listigheid op dwaalweë wil wegvoer nie. Nee, ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Volwasse gelowiges is dus nie so gou onderste bo gegooi deur dwaalleer nie. Maar hulle kan die waarheid van die leuen onderskei, juis omdat hulle die woord ken. Mens sien geloofsvolwassenheid
ook in gedissiplineerde erediensbywoning. Juis omdat jy nie 'n geleentheid verby sal laat gaan om die woord te hoor nie, omdat jy so smag daarna. Mense hoef jou nie soos 'n kleuter of 'n tiener voortdurend te soebat en te smeek nie, maar jy kom self getrou. Ook in jou geldelike bydraes en dienswerk sien mens volwasse gedrag en volwasse denke. Want 'n volwasse persoon besef dat 'n gemeente se geld nie uit die lug uitval nie en dat dienswerk nie van self gebeur nie en ook nie net deur sekeres gedoen moet word nie. En so leer die Bybel ons nog baie oor volwasse geloofsgedrag. Byvoorbeeld omgee vir mekaar en sorg dra vir mekaar. Die tyd ontbreek ons egter om aan dit alles aandag te gee. Kom ons sluit af. God het vandag weer met ons gepraat oor geloofsgroei, wat op geloofsvolwassenheid moet uitloop. My gebed vandag is, dat ons almal so sal smag na die suiwer, onvervalste woord, soos babetjies wat smag na melk wat hulle al geproe het. En mag ons hierdie woord steeds beter en steeds meer bidend inneem, terwyl die Gees al die pad in ons werk. En mag ons so steeds meer groei, steeds meer volwasse word in die geloof, steeds meer soos Jesus word, totdat ons met sy wederkoms volkome aan sy beeld gelyk sal word. Amen. God het nou met ons gepraat in sy woord. Kom ons antwoord hom nou in ons gebed. Vader, ons dankie vir elke persoon wat U oor ons pad gestuur het, wat die saad van die evangelie in ons lewens gesaai het. Dankie vir elkeen wat daarna nat gegooi het. En veral dankie vir U wat die saad in ons laat groei, sodat ons kan vrug dra. U gee ook vir ons al die genademiddele wat ons nodig het om in ons geloof te kan groei. Ons dankie vanoggend in die besonder vir die genademiddel van U woord, die Bybel, wat U vir ons gegee het. En vir die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, wat met behulp van soveel medewerkers gesorg het dat ons al vir baie jare goeie vertalings van die Bybel in ons eie taal het. Ons bid dat U die Bybelgenootskap se belangrike werk in U koninkryk en in ons land sal seën. Veral waar hulle nou besig is om nog 'n vertaling vir ons te finaliseer. Here, vergewe ons vir die feit dat ons nie altyd saamwerk om in ons geloof te groei nie. En dat ons soms nog soos kleuters of tieners in die geloof is. Vergewe ons dat ons nie altyd U wonderlike woord wat ons in ons huise het, inneem nie. Ons moet voor U bely dat ons nie altyd so smag na U woord, soos wat babetjies smag na melk wat hulle al geproe het nie. Ons is nie altyd so honger en dors vir U woord nie. En juis daarom groei ons nie altyd nie, omdat ons onsself wanvoed en ondervoed. Vader, mag dit van vandag af verander. Mag ons deur U suiwer, onvervalste woord steeds meer groei in die geloof en mag ons almal steeds meer geestelik volwasse word. Mag ons geestelike volwassenheid ook sigbaar word in ons denke en ons optrede en ons woorde en veral ook in ons gemeentes. Ons smeek dit in Jesus se naam. Amen.
op die feesdag waar ons saam met kerke reg oor die land en die Bybelgenootskap fees vier, kom ons sing oor die wonderlike woord van die Here in Lied 255 verse 1 en 2. God groet jou nou met sy seën. God se genade en vrede is en bly met julle almal. Amen. Soos julle weet, is ons steeds besig met die vlamvatproses en die eerste strategie waarop ons besluit het is liefdevolle verhoudings. Daar is 'n spannetjie in die gemeente besig met hierdie strategie. Ons gaan nou vir julle 'n kort video wys wat vir julle ook gaan sê hoekom ons besig is met hierdie strategie van liefdevolle verhoudings. Dit gaan so ietsie sê van waarmee die span al besig is en dit gaan ook sê wat hierdie strategie alles behels.
Ons het die volgende afkondigings vir oggend. Ons dankoffer tydens die erediens is vir barmhartigheid en na die erediens vir die teologiese studentekas. Ons Breë Kerkraad, die ouderlinge en die diakens, vergader die 6de September oor die voortsetting van fisiese samekomste en ook oor die nagmaal, ook oor ons krisisplan vorentoe. Ons vra solank almal se voorbidding vir hierdie vergadering. Dan herinner ons almal steeds aan ons fondsinsamelingsprojek en ons vra dat julle ook hierdie projek sal ondersteun. En dan kan julle vir die volgende persone voorbidding doen en ook omgee bewys. Oom Pieter Jennis is in ICU. Hy sukkel met sy hart en ook met sy niere en kry op die oomblik dialyse. En hy's baie swak en ons vra regtig vir hom voorbidding. Dan die Sanda van 'n Sand moes ook hierdie week vir 'n noodoogprosedure gaan. Ons bid daar die herstel van die Here toe. En dan kan ons vir almal bid wat ons weet ook en wat ons ken met COVID-19. En daarmee groet ons julle en ons wens vir julle geseënde rustdag toe.